Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie nuwe dag in die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus te kan begin. Baie welkom liewe vriende by Uit die Woord Digitaal se oggendoordenkings. Ek is Dominee Adriaan Swart en mag vanmôre se boodskap vir almal van ons tot seën wees. Ons sluit vandag af met die reeks Stewig geanker en vanmôre is ons by deel 9. Stewig geanker tot by Christus se wederkoms. Ons skriflesing kom uit die woord van die Here uit die Nuwe Testament en ons gaan saam lees 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word, tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Geliefdes, ons lewe in 'n wêreld wat voortdurend verander. Regerings verander, ekonomie verander, ja, selfs mense se gesondheid is nie elke dag dieselfde nie. Maar daar is een groot waarheid wat elke gelowige moet gee vir hierdie lewe en vir die toekoms. En dit is dat Jesus Christus weer kom. Die wederkoms, geliefdes, is nie bloot maar net 'n leerstelling of 'n teorie nie. Dit is die groot hoop van die kerk en van alle Christene. Daarom moet ons nie net vir Christus leef nie, maar ook vir sy koms gereed wees. Om stewig geanker te wees, beteken dat ons nie deur die storms van hierdie wêreld meegesleer word nie, maar ons oë op die koning hou wat weer kom. Vandag staan ons stil by 3 belangrike punte vanuit ons teks, wat van groot waarde is vir alle kinders van die Here. Die eerste punt is, leef elke dag in verwagting dat Jesus weer sal kom. Jesus waarsku sy disippels in Matteus 24 vers 42. Waak dan, omdat julle nie weet op watter uur julle Here kom nie. Die wederkoms behoort nie vrees by gelowiges te verwek nie, maar verwagting. Ons wag nie vir 'n onbekende regter nie, ons wag vir ons Verlosser, Jesus Christus. Elke nuwe dag bring ons een dag nader aan die dag waarop ons Here weer sal kom en wanneer ons hom van aangesig tot aangesig sal sien. Daarom vra ons elke oggend, Here, as U vandag sou kom, sal ek gereed wees. Die tweede punt waarby ons stil staan vandag is, bly getrou, selfs wanneer die wêreld afvallig raak. Paulus waarsku dat daar baie moeilike tye sal kom, in 2 Timoteus hoofstuk 3, vers 1 tot 5. Ons sien dit reeds, geliefdes. Die waarheid in die moderne tye word verdraai. Sonde word goed gepraat. Mense verwerp God se woord. En geloof word baie keer bespot. Maar die Here roep sy kinders, nie om saam met die wêreld te dryf nie. Hy roep ons om vas te staan. Ons moet stewig geanker in Jesus Christus ons Here wees. Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Dan die derde punt vandag. Ons sekerheid lê in God se getrouheid. Die mooiste woorde van die gedeelte wat ons vandag saam gelees het, is, hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Ons volharding, geliefdes, rus uiteindelik nie op ons eie krag nie. As dit van ons afgehang het, sou niemand die eindstreep behaal het nie. Maar God self hou sy kinders vas. Jesus het immer self gesê in Johannes 10 vers 28, niemand
sal hulle uit my hand uitruk nie. Ons is nie in ons eie geloofskrag geanker nie. Ons anker is die getrouheid van Jesus Christus. Hy wat begin het, sal ook sy werk in ons lewens volëindig. Vra jouself vandag, leef ek met die verwagting dat Jesus weer kom? Is ek besig met dinge wat ewigheidswaarde het? Vertrou ek op Christus om my veilig tot die einde toe te bewaar? Die wederkoms, geliefdes, behoort nie net ons toekoms te verander nie. Dit behoort ook ons gedrag elke dag te verander. Wanneer ons weet Christus kom weer, leef ons met groter heiligheid, groter ywer en groter hoop. Ons reeks het begin met stewige anker in Christus alleen. En dit eindig vandag by dieselfde Christus wat weer sal kom. Van die dag van ons bekering tot die dag van sy wederkoms, bly Jesus ons vaste anker. Die wêreld sal skud, beproewing sal kom, ons liggame sal oud word, maar Christus bly dieselfde. En eendag sal geloof oorgaan in aanskouing. Mag ons dan saam met die kerk van alle eeue uitroep, Amen, ja kom, Here Jesus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in aanbidding vandag voor U kan buig. Dankie dat U beloof het om eendag weer op die wolke van die hemel te kom. Help ons om elke dag gereed te leef, vas te staan in die waarheid en nie deur hierdie wêreld meegesleer te word nie. Bewaar ons van die bose, gee ons U genade en dankie dat U getrou is en nooit U kinders sal los nie. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.